wys net, as jy leer, en dit is regtig nie net vir RTT nie, wat 'n mens doen, is jy kyk eers deur die hele hoofstuk, en jy kyk gou wat is die opskrifte. So, kyk gou 'n bietjie saam met my. Ons doen vandag, hierdie hoofstuk gaan oor sagteware. Sagteware is programme, né? Okay, so as ons gou die hoofopskrifte kyk, toepassing sagteware, dit is sagteware wat mense gebruik vir hulle persoonlike gebruik, versoenbaarheidskwessies, dit gaan alles oor werkprogramme saam met mekaar, werkprogramme met ander rekenaars, sulke goed. As ons omblaai, kyk ons bietjie na programfoute, wat se tipe programfoute daar alles is, hoe kan 'n mens dit keer, wat is die rol van die opdatering van sagteware, wat is aanlyn sagteware, hoe werk dit? As ons omblaai, wys hulle bietjie vir ons daar voorbeelde van aanlyn sagteware, dan leer ons oor sagteware vir gebruikers met fisiese gestremdhede. Okay, so dit is waaroor hierdie hoofstuk gaan. Dis actually, as mens begin met 'n hoofstuk, is dit goed om net so overview te kry sodat jou brein weet, okay, this is what to expect, dis waar ek gaan inslaan in my brein, dat ek weet wat om te verwag. Okay, kom ons kyk dan waarna kyk ons vandag. Goed, so, toepassingssagteware, ek net gou kyk, ek dink nie ek het die regte slideshow hier ook nie, I'm just gonna stop this for 1 second, just pause, kijk, excuse, jammer daaroor, ek kry nou nie die ander een nie, ons gaan aan met hierdie ene, ek sal net vir julle die feedback gee. Goed, so toepassingssagteware, soos wat ek aan julle genoem het, dit is die programme wat ons as gebruikers gebruik. Dit word geïnstalleer na die bedryfstelsel. Dink nou gou as jy jou foon kry, as jy 'n nuwe selfoon kry, nee? Wat is van die eerste apps wat jy install? Okay, al YouTube kom baie keer deesdae pre-install, nee? Wat se apps install jy? WhatsApp is verseker een van die eerstes, nee. So dis 'n vorm van 'n toepassingsprogram. So 'n toepassingssagteware is die sagteware wat ons as gebruikers take laat uitvoer. Die sagteware waarmee die toestel kom, soos ons selfoon, of die sagteware wat die toestel die take laat beheer, of die rekenaar of die toestel laat beheer, noem mens stelselsagteware. Dis die bedryfstelsel, die operating system, soos Android, soos Windows. Okay, maar niemand maak 'n rekenaar oop om te sê, kom ek gebruik Windows nie. Okay, ons maak dit oop om die programme te gebruik, soos ons toepassingssagteware. Right, goed. So, die sagteware waarna ons gaan vandag net eers kyk, is multimedia sagteware en dan kommunikasie sagteware. Multimedia sagteware is actually nogal 'n baie gespesialiseerde tipe, Daniel. Ken jy dit? Asseblief daar jou voor. Okay. Dis 'n gespesialiseerde tipe. Multimedia, wie onthou wat beteken multimedia? Okay, maar wat is media? That's hy, teks, klank, video. Okay, so multimedia beteken ons klomp tipes inhoud. Okay, so dit is wanneer ons klomp tipes inhoud kombineer. Teks, klank, beelde, bla bla bla, animations. Goed, mens gebruik dit, die hoofmanier waarmee mens dit skep is met HTML5. So ons leer 'n baie basiese weergawe van HTML, maar as mens nou kyk na meer gevorderde sagteware, dan sal dit geskryf word in HTML5. So die tipe goed waarvoor dit gebruik word, is baie vir e-learning programme, so programme waarmee mense kan interact, en daar speel klein videoetjies of daar speel animasies, en jy moet kan goed rondbeweeg om mee te leer en te kan interact. En ook net daai fancy websites wat allerlei elemente in het, wat klank het wat speel as jy boor iets beweeg, of games het wat mense kan speel binne in die website. Dit is ook vorms van multimedia sagteware. Okay, so die nuwe produkte wat nou na vore kom, is al ons interaktiewe handboeke ook, wat 'n mens kry. Jy kry mos nou handboeke wat mense kan gebruik op jou tablets, wat sommer in die handboek, langs die teks, 'n videoetjie het, of 'n link het, wat gaan na ekstra inhoud daaroor. Kom ons kyk gou hierso, ja. Is daar enige van julle, wat nou al gewonder het, hoekom
gebruik ons nog papierhandboeke? Ja? Okay. Kan ek dit sê hoe gebruik ons dit? Van die navorsing het bewys dat jou brein absorbeer die inligting beter op papier. Die enigste voordeel, al daar's 2 voordele van handboeke op 'n tablet, is ligter om te dra en jy het die vermoë om multimedia in te sit, soos 'n video of 'n links. Maar jy moet onthou, dis baie sleg vir mense wat enigstens aandagafleibaar is. En vandag se tyd met al die social media en die goeders wat ons het, weet ek nie regtig waar enige iemand is wat nie 'n vorm van aandagafleibaarheid het nie. Okay, myself very much included. En jy moet besef, jy geweet al die tech executives van die Silicon Valley wat jou mense is wat Facebook gemaak het en Instagram maak, wat al daai mense wat daai software develop. Hulle kinders gaan na die Waldorf schools toe. En die Waldorf skole het nie as projectors nie. Dis no-tech schools. Ons gebruik nie druppeltegnologie. Hulle het al besef, hulle het al gekyk. Ek weet nie of enige van julle is wat al probeer het wat boeke op e-books lees, of op 'n tablet lees of op 'n Kindle, in vergelyking met 'n boek wat mens net so lees. Daar's iets anders, hulle het al bewys, jou brein het die konteks nodig van waar jy fisies vat in die leesboek. It's a different experience, yes. Het jy Silicon Valley kan nie onthou van as die Elizabeth. Yes. En die bloed. Yes, die Elizabeth wat so naam. So dat jy kan sien op soos online dat al jare wat ons alles doen. Ja, ek het 'n hele dokumentary daaroor gekyk, maar vrou smal. So enige van julle daai storie gevolg het. Wat sou van Elizabeth, ja, wat sou van? Ek sê dit is iets met 'n S. Wel, okay, in elk geval, dis 'n vrou wat sy was 'n Silicon Valley ek dink sy het omtrent 'n biljoenêr geword eventually, wat tegnologie opgemaak het en omtrent almal 'n gat in die kop gepraat het en gesê dit werk. Wat hierdie fake wat gesê het jy kan bloedtoetse doen soos om te toets of jy diabetes, ernstige bloedtoetse wat gewoonlik jy 'n dag lank voorwag vir jou uitslaa, wat jy gewoonlik na 'n lab toe moet vat, het sy gesê en die idee was baie goed, dat hulle dit kan die bloed kan trek en in die masjien sit en die masjien gaan dit toets en vir jou dadelik die uitslag gee. Soos om dit in 'n winkel te gaan sit dat dit basies jou labs heeltemal vervang. En toe het hulle vir 'n paar jaar daaraan develop om dit te probeer regkry dat dit werk. En toe het hulle dit actually uitgerol na pharmacies toe voordat dit actually werk. Toe het klomp mense fake en false results gegee, maar daar's 2 mense wat probeer uitpraat teen dit, wat die scientist is wat op dit gewerk het. Maar ek meen hulle lewens is omtrent geroon. Wat is die vrou se naam? Elizabeth Holmes, okay, ja, soos Sherlock Holmes, Elizabeth Holmes. Maar ja, hulle lewens is omtrent geroon, soos wat hulle gedreig is en soos wat hulle uitgemaak is asof hulle nou die bad guys is om nou teen hierdie vrou te praat wat die revolutionary technology het. Meanwhile is sy besig om vir almal 'n gat in die kop te praat. En ek meen vir mense te sê, nee, jy's fine, jy het nie diabetes nie, meanwhile gaan het jy baie ernstige diabetes en allerlei erge goeders. Maar ja, sy's eventually gevang en sy's nou gefonnis. Ja, sy het so hele ja, maar sy het nie altyd so gepraat nie. Sy het nou so diep stem, nou so ernstig kleur, ja nee, daai vrou het 'n paar bitter los in elk geval. Okay, so die punt is tegnologie is nie altyd beter. Okay, goed. Right, kommunikasie sagteware. Ek is seker ons kan dink aan 'n miljoen voorbeelde waarvan WhatsApp een van ons favorites is. E-mail en ek meen 'n browser het 20 ander maniere waarop mense kan kommunikeer, waarop al jou instant messaging en goed kan access. Ons het al ons e-mail programme, ons browsers. Ek weet nie regtig of mense nog online chat rooms gebruik nie. Okay. Alright, maar meeste ons instant messaging en VoIP. Wie weet wat doen VoIP?
Wie het al VoIP gebruik? Julle het almal al VoIP gebruik. Het al 'n WhatsApp call gedoen. VoIP, nie Vibe nie. VoIP, Voice over Internet Protocol. Jy het 'n WhatsApp call al gemaak, né? So dit is om 'n oproep te maak oor die internet in plaas van oor gewone telefoonlyne of oor 'n WhatsApp selfoontorings. Okay, so dit gebruik die internet in plaas van selfoontorings of in plaas van 'n landlyn. So hy het al sy eie voordele en nadele, ons kan later daarna kyk. Goed, versoenbaarheidskwessies. Nou wat bedoel ek as ek sê ek en my man is compatible? Ons werk goed saam, nee. Okay. So ek help julle net om die woorde te onthou. Ons werk goed saam, so ons is versoenbaar. Okay. Dis die Afrikaans. Ek vergeet altyd wat se woord beteken wat. So dis hoe ek dit onthou. Versoenbaar. Okay. Ons werk goed saam. Alright. Goed so. Die redes hoekom daar versoenbaarheidskwessies is. Okay, goed, so nou praat ons van rekenaars. Nou is ons terug by rekenaars. Okay. Goed, so het julle al partykeer, ek is seker julle het dit al gehad. Het julle al probeer, mense wat Androids het, 'n file Bluetooth vir iemand op 'n iPhone? As jy dit nog nie het nie, ek sien daar's iemand een of twee wat in kop skiet. As jy dit nog nie het nie, probeer om 'n file te Bluetooth vir iemand op iPhone. Dis nie compatible nie. It's not possible to send, alhoewel albei Bluetooth het. It's not possible to Bluetooth between the two devices. Want iPhone is te, nee. Ons gaan nie dit te laat neem. Okay, so. Dis incompatible. Okay, so dit is nie versoenbaar nie. Nou die rede, hoekom, ek meen, ons kan nie, ek weet nie of julle nou al gesien het nie, maar as ek, dit het met een of twee van julle gebeur, waar jy 'n file probeer oopmaak het, as mens nou byvoorbeeld werk met hierdie notepad, as ons gaan kyk hierso. Kom ons kyk sommer gaan met notepad. Hierdie muis. Party daar maak hy my gedaan. Okay, kyk gou hierso. Met die Notepad++, né? So Notepad++ kan net HTML files oopmaak. Okay? Of tekstfiles kan hy ook oopmaak. As ek 'n prentjie probeer oopmaak, sien jy hier is foto's. As ek 'n prentjie probeer oopmaak met Notepad++, kom ek maak gou Notepad++ oop. Gaan ek jou wys wat gebeur. Kom ons trek die prentjie hier in. Okay. So elke file het sy eie tipe encoding. Okay. En hierdie program, Notepad++, is nie gemaak om die encoding van 'n JPEG te lees nie. Die programme wat werk saam met 'n JPEG, dis hoekom daar 'n open with option is goed soos Paint, Photos, apparently Adobe, possibly. Okay, so daar's sekere programme wat werk saam met sekere file types. Dit gaan oor die encoding van die file. Nie alle programme kan alle leertipes lees nie. Okay, so dis een van die aspekte daarvan. Goed, so elke maatskappy ook, so ek kry Word, mens kry Word, dis een tipe waarin 'n mens kan dokumente edit, en dan kry mens ander programme ook, jy kry Google Docs, okay? As ek 'n Google Doc file probeer oopmaak in Word, gaan dit nie werk nie, hulle encoding is anders. Ek kan hom download as 'n Word file, maar dan moet hom eers convert, dan moet hom eers verander. Okay, goed, so. As jy software gebruik, dan verwag hy dat hy op 'n sekere manier ge-encode is. As hy anders lyk, dan kom jy kry 'n foutboodskap of dit lyk so deur mekaar soos wat ek dit nou vir jou gewys het. Goed, so. Jou oplossings is, en dit gaan nou baie daaroor dat as 'n mens werk met verskillende versions. Wie weet wat se version van Office gebruik ons hier by die skool?
Haai, kan julle nie, weet julle nie wat se version gebruik ons? Ons gebruik 2019. Okay. Daar bestaan al 2021. Okay, het so aan die begin van die jaar se kant, einde laas jaar uitgekom. Ons het die lisensies het ons nou gekry, maar ons het hom nog geïnstalleer nie. Ons gaan kyk wanneer ons dit kan doen. En as jy een van hierdie files wat ons skep, gaan oopmaak in 'n baie ouer weergawe, dan gaan dit nie werk nie. Kom ek wys jou gou. Ek gaan gou 'n nuwe file maak. Kom ons maak 'n nuwe file. Okay. Hello world. Kom ons kyk, wat kan ek tik? Ek is besig om te find, hier so op die ander skerm. Alright. Hello world. World. Dit gaan goed vandag, hè? Okay. So, hierdie is 'n text effect, hè? Nou hierdie bestaan nie in al die versions van Word nie. Ek gaan dit actually so doen en ek gaan sê insert word art, sien jy die opsies wat daar beskikbaar is? En dan gaan ek sê hello world. Okay, goed, sien jy. So hierdie is die nuwe version van Word. Hy is Office 2019. As ek nou sê file, save as, ek gaan hom sommer save my documents. En ek kan hom save as 'n ouer weergawe. Ek weet ek gaan dit stuur vir iemand met 'n ou version van Word. Nou ongelukkig is daar nie 'n opsie om te sê ek wil dit save as Word, kom ons sê 2010 nie. Ek kan dit net save as Word 97 to 2003. So dis is meer as 20 jaar terug. Okay, so dis stock out. As ek dit sê, kyk wat doen hy. Hy waarsku my en hy sê vir my, shapes and text boxes will be converted to the effects available in this format and the effects on the text will be removed. Hy waarsku my hier gaan fout gaan. Dis fine, ek sê okay. Okay, so dit lyk heel wat anders. Genade, okay. So hy het die rampies weggevat, hy het die kleur baie ligter gemaak. Kom ons maak hom daarom nou net bietjie donkerder, genigtig. Nee, dis nie wat ek wou doen nie, ek wou die teks donkerder maak. Kan mens dit doen? Ek weet nie eers nie. Kom ons kyk. Ja, okay, so ek kan dit donkerder maak. Kom ons kyk as ek nou sê insert word art. Sien jy? So, ek is nou in compatibility mode. So ek is in die ouer version. Ek het Word gesave in 'n version wat werk met ou versions van Word. Nou kry ek die retro version van Word art. Sien jy? En sien jy, icons in 3D models is nie available nie, want dit was nie available in die vorige versions van Word nie. So as jy werk in compatibility mode, gaan hy jou nie goed toelaat wat nie in daai version available was. Okay, so dis basically hoe dit werk. Goed. Nou wat ek gaan net gou weer stop waar die mense net weer kan inlog wat al uitgelog is. En dan kan ons gaan praat oor wat se ons opsies alles. As jy 'n handboekie het, sal ek sê onder op bladsy 47 as jy 'n potloodjie het. Sou ek net byskryf, dis baie belangrik, NB. As dit nie klaar daar in nota is nie, daai 4 opsies van die versoenbaarheidsweergawes. Okay. So, kom ek wys jou gou weer. So nou, ek wil net gou seker maak julle vang dit mooi. Kyk gou vir my. Die nuutste version van Office, kom ons sê Microsoft Word, kan enige vorige weergawe oopmaak. Want onthou nou, hulle het die oorspronklike coding gevat en toe dit aangepas en al hoe beter gemaak, né? Maar die ouer version van Word 2003 for example, ken nog nie die ander kode nie, dit het nog nie bestaan nie. So hy gaan nie die nuwe versions kan oopmaak nie. Né? So, as ek Word 2010 vat en ek kry 'n stiffie, weet jy wat 'n stiffie? Ja. Dis daai stof
dit lyk soos die save icon, dis actually a saving mechanism. Dit werk soos 'n flash drive, dis waar mense files save. Ek het nog nie ergens ek sal, hier's 'n floppy, kom ons sê 'n floppy. Hierdie mense kan actually files hierop save, baie klein files. As ek 'n floppy het, en hier is 'n file van Word 95 hier, Word 2021 sal hom kan oopmaak, want hy ken daai coding, dit is mos gebou van daar af. Okay. Dit noem 'n mens backwards compatible. Hy kan die vorige files oopmaak, hy's backwards compatible. Okay, goed, dit is wat daar aan die kantlyn staan van bladsy 47, hulle verwys daar na die backwards compatibility. Okay, so, as daar versoenbaarheidskwessies is, as daar issues is met compatibility tussen files, het 'n mens 4 opsies. Of jy kan die file export. Wat het ek nou gedoen? Dit was nie genoem export, hulle het iets anders genoem. Toe ek het nou wil stuur vir iemand anders. Wat was die proses wat ek gedoen het? Om dit nou te stuur vir iemand in 'n vorige weergawe? Save as, nee, so partyprogramme noem dit nie noodwendig export nie, hulle kan dit ook noem save as, hulle kan dit ook noem net gewone share, en dan share jy dit in 'n ander format. Okay, maar dit is dieselfde ding, jy export dit as 'n ander tipe. Die ander opsie is om te sê import, so as jy 'n program het, ek weet nie of jy, daai open with, is ook 'n vorm van import. As 'n mens sê open, is daar actually verskillende file types wat 'n mens kan oopmaak. Okay, so dit is actually import. Dit is as ek dan 'n ander weergawe wil oopmaak en dan kan ons kyk of my weergawe dit ook kan kry. Hy gaan probeer. Okay. Dan is een van die beste opsies waarvoor ek altyd stem is let's just all upgrade. Okay, maar dit is obviously duur. En dit vereis ook obviously beter rekenaars. So as jy my vra, sou ons in die sentrum altyd alles die beste gehad het, maar ons sal heel moontlik vir veiligheid eerder wag tot die einde van die jaar voordat ons die sentrum opgradeer na Office 2021 toe. Dis altyd veiliger want kom ons sê dis nou die matrieks, kom ons sê die sagte ware lyk 'n bietjie anderste. Ons wil eerder hê hulle moet vir hulle eindeksamen gemaklik wees met die sagte ware en nie nou nuwe goed hoef te leer nie. Ons sal julle eerder van die begin van die jaar af nuwe goed laat leer. Okay. Maar wat hulle gewoonlik gebruik in 'n omgewing soos 'n werksplek, is hulle besluit ons standaardiseer. So as almal nou Office 2019 gekry het en ons het byvoorbeeld eers laas jaar daarmee begin, dan sal hulle sê, nee, ook al werkie, kom ons wag nou eerder, kom ons sê so 3-4 jaar. Almal gaan nou eers vir 'n paar jaar lank werk net op Office 2019, dat ons nou niemand se vere omkrap nie. Okay, so standaardiseer beteken dis nie noodwendig die nuutste weergawe nie, maar ons gaan besluit ons almal werk op daai weergawe sodat ons nie probleme het met compatibility nie. Ons het op 'n stadium hier by die skool 'n issue gehad, want ons Office 2013 gehad het, en die onderwysers het dan huis toe gegaan en op Office 2016 gaan werk. Dan bring hulle files skool toe, en as hulle vraestelle wil print, is al die spasies tussen hulle woorde weggevat. Dis haaste, hulle vraestel weer gaan in spasies weer insit. Okay, so compatibility issues kan regtig groot probleme veroorsaak. Dis regtig nie net so eenvoudig soos 'n spasie of net soos 'n kleur of 'n ding wat verander nie. Dit kan groter issues ook wees. Okay. Goed, programfoute. Ons is omdraai, so bladsy 48. Kom ons kyk 'n bietjie na 'n paar programfoute. Wie van julle het nou al 'n paar keer goed beleef soos Facebook of WhatsApp of Instagram, julle gebruik nie Facebook nie. Goed soos Instagram of Snapchat of sulke services of WhatsApp wat vir 'n paar ure offline is. Ja, okay. So weet julle wat gebeur baie keer daar? Hulle update die software en dan het die software 'n bug in. En dan veroorsaak daai bug dat dit nie werk. Dan is daai software developers besig om te skryf, om dit vinnig reg te maak, dat almal weer online kan kom. Okay. So bugs kan baie groot probleme veroorsaak. Dit is nie noodwendig net in software nie. Kom ons kyk gou hierso wat sê dit alles. So,
'n bug is 'n fout in die program wat veroorsaak dat die manier waarop dit geprogrammeer is, nie ideaal werk nie. Programfoute is die probleme wat in programme kan voorkom, soos byvoorbeeld, het julle al gesien, partykeer op julle rekenaars werk die muis en die keyboard nie. Nie soos nou nie, nou moet dit nie werk nie, want ek het mos nou jou skerm oorgeneem. Maar het julle al gesien partykeer werk die muis en die keyboard skielik nie? Dit is 'n bug van die program wat ek gebruik om my skerm te kan broadcast na julle toe. Want, dink gou logies daaraan, een van die funksionaliteite is dat ek jou muis en jou keyboard kan sluit en jou skerm kan oorneem dat jy niks kan doen nie. So dan maak dit sin dat dit partykeer kan malfunction en randomly ophou werk. En dan is dit nodig dat jy die rekenaar moet restart voordat dit actually werk. Right, so dis 'n voorbeeld van 'n bug. So, ek het vir julle gister 'n ander voorbeeld of twee van 'n bug ook gegee, waar ons gesê het dat dit gebeur partykeer dat daar groot updates gedoen word op Instagram of WhatsApp of sulke plekke, en dan is daar actually 'n bug in daai update, en dan veroorsaak dit dat die hele wêreld se services offline is. Okay. Bugs kan ook baie ernstiger goed wees, Henry? Bugs kan ook baie ernstiger goed wees. Daar was al gevalle gewees. Ek dink dit was op een of ander ruimtetuig mission waar hulle spanne gehad het uit Amerika en in Europa wat saamgewerk het, uit die UK en in die US. En hulle werk mos in verskillende meeteenhede. So die Amerika werk mos in ponde, hulle doen mos die imperial system, en die UK werk in dieselfde sisteem as ons, met centimeters en kilometers en daai tipe meeteenhede. En hulle het actually conversion foute gemaak in die program, en toe die ruimtetuig gecrash. Nog voordat hy sy, dit was daar nie, ek dink nie in daai ene was al mense in nie, maar ja, nog voordat hy sy destination bereik het, omdat daar actually foutiewe calculations was in die programmering, het die ding gecrash, voordat hy actually even sy destination bereik het. So, programmeringsfoute is baie ernstig. Dit kan eenvoudige klein goedjies wees, soos 'n keyboard of 'n ding wat ophou werk. Dit kan in 'n game 'n glitch wees ook, soos dat 'n mens ergens iets kan regkry wat jy nie veronderstel is om reg te kry nie. Of dit kan baie ernstige goed wees wat actually mense se lewens kan kos ook. Okay, as daar 'n program is wat malfunction. So, wat ek wil hê jy moet besef, is enige program wat 'n mens skryf, het foute in. Dis soos 'n aanvaarbare principle. Ek kan nie onthou wat die standaard is nie, maar ek dink dit is iets soos 1 fout per 'n sekere hoeveelheid lyntjies kode. Ek dink is iets soos 10.000 of 'n miljoen of iets, of 100.000 lyntjies kode. Is daar aanvaar, dat maak nie saak hoe goed jy is, daar sal 'n foutjie daar ergens ingeglip het. En dan moet 'n mens probeer kyk wat se foute daar is en hoe kan 'n mens dit fix. So, die maniere wat mens dan hierdie foute probeer keer, is stap 1, toets. Okay. Jou kliks, okay, dan is nie 'n game nie, want jou kliks begin my Right, toetsing, right. So, testing, wanneer my sagteware toets, as jy nuwe toetse doen, ek wou eintlik vir julle, ons sal dit seker op 'n ander stadium doen. Ek het 'n software actually wat ek wil hê, wat 'n ou vir my gestuur het, wat hy gesê het, wil jou graad 11 nie 'n buitetest te doen, want wat ons leer daaroor nie. So, dis 'n program waarmee jy flashcards opsomming tipe goedjies kan doen. Ja, so hy soek beta-testers, so ons kan sy beta-testers wees. So, Alpha testing is wanneer dit intern in die maatskappy getoets word, so dis hulle eie mense wat dit toets. Beta testing is die publieke weergawe van toets. Dit is wanneer dit uitgestuur word na die publiek toe om te toets, dan word daar verwag as jy dit getoets het, om dan terug te rapporteer en te sê, okay, ek het hierdie en hierdie foute gekry, dan maak hulle dit reg, en dan stel hulle dit eers vry. Okay, dis baie keer vir gamers 'n naughty badge om te sê, ek was deel van die beta-test van PUBG of van Battlefield, what version. Okay, so beta-testing is actually, jy sien die sagteware voordat dit publiek vrygestel word vir die finale weergawe wat 'n mens kan koop. Ja, wat? Is reg? Okay. Maar jy's deel van die toetsweergawe, so nou is dit jou verantwoordelikheid. Beta-testing is nie net jy toets dit nie. Wat gebeur met die toets? Jy moet nou sê, ek het die en die fout gekry. Jy moet vir hulle sê hoe moet hulle dit fix.
Okay. Mike het al 1 of 2 keer deelgeneem aan 'n beta-test en jy moet op 'n weeklikse basis actually 'n report terugstuur vir die mense en sê, ek het hierdie ervaar, ek het daai foute gesien, ek het dit en dit en dit raak gesien. Okay. Right, so die ander manier wat 'n mens foute kan regmaak is om foute aan te meld. Jy weet as software crash, as 'n program net randomly toemaak, dan gee hy mos gewoonlik vir jou daai opsie wat hy sê, we're trying to send gathering statistics, sending the error report to Windows of sending the error report to the publisher. Het jy al ooit daai boodskap gekry? Mens maak dit so vinnig toe want jy probeer net so gou as moontlik weer in jou program inkom. Nee? Jy moenie eintlik nie, jy moet eintlik hom 5 minute kans gee dat hy nou eers die crash report kan stuur na die programmeerders toe, want anders as almal dit net toemaak sonder om daai report van wat actually fout gegaan het te stuur vir die programmeerders, hoe die hel gaan hulle ooit weet wat is fout? Dis soos ek was vir baie lank 'n waiter nie. Maar daar's niks wat my so irriteer as ek saam met mense om 'n tafel sit en soos, "O, die melk is suur of die muffin is sleg," en dan wil hulle nie vir die manager sê nie. Hoe kan jy verwag hulle met die program foute fix as jy nie vir die mense sê daar's fout nie? Okay? Sê vir mense, ek's 'n complainer. Jy moet my hoor. Ek complain, but I get stuff. Okay, goed, so gebruik daai fout aanmelding fasiliteit. As daar fout gaan en hy crash, laat hom actually sy reporting doen. As jy enigstens, tensy jy nou obviously onder heavy time pressure is, maar gee maar vir hom sy oomblik kans, want dis hoe jy ander mense kan help en jouself kan help, dat hulle dan kan uitfigure wat is fout, wat het fout gegaan. Die ander ding is, jy kan software update. So, software updates is wanneer hulle actually agtergekom het, hier het ons 'n fout opgetel, want as hy klaar deur die beta testing phase is, die beta testing phase sal dalk 10,000 mense wees, okay, in 'n groot software scenario. Maar die release is dan soos 1 miljoen mense wat skielik die software begin gebruik. So obviously gaan hulle dan meer foute raak sien, né? So dan moet hulle begin regstellings uitsit. Regstellings in Engels noem mens patches. AJ? Okay. So dan sit hulle patches of updates of regstellings, dis alles sinonieme van mekaar, uit, wat hulle sien, okay, hier is 'n probleem, dan fix hulle die probleem, maar as jy nooit die updates download vir daai fixes nie, dan gaan jou software aanhou verkeerd werk. So jy kan gerus, as jy software install, sê, yes, laat die outomatiese updates toe, want dit werk goed. Okay. Alright, so, die opdatering van sagte ware, is 'n proses om daai nuutste foute of die nuutste corrections van die foute actually te kry. Of addisionele eienskappe. Partykeer kry mense ook actually nuwe features van die software. Né? Het julle al gesien partykeer as mens, wie van julle het dit al mee gebeur? Ek seker dit al met julle almal gebeur, ek hoop so. As 'n mens partykeer jou rekenaar afsit, dan sê hy updating, don't switch off, maar dan hou daai bloody updating aan vir ewig en ewig en ewig en ewig. En dan eventually, wanneer die rekenaar weer aansit 'n dag later of iets, dan lyk die Windows actually anders. Okay. Dan, hulle noem dit van met Windows spesifiek 'n feature update, of hulle noem dit 'n nuwe version. Ons gaan nou kyk na hoe dit lyk. So dis wanneer hy nuwe eienskappe bykry. So, ons gaan nou gaan kyk in Office, hoe mense dit doen. Kom ons gaan doen dit actually sommer nou, voordat ons aangaan. So jy sal hierso sien, kyk in die help of die about options, ons gaan nou kyk daarso of daar 'n check for updates is. So, kom ons gaan loer gou-gou of ons dit kan kry. So ek gaan julle goedjies stop daar. En kom ons gaan gou-gou almal saam, maak sommer vir my Word oop. Blank document. Kom ons kyk hierso of ek hom kan update. Ek probeer nou onthou waar ek gaan doen dit gewoonlik deur kom ons kyk. Hierso update options. Okay, so jy gaan na Word toe. Jy gaan na blank documents toe en jy gaan sê by account, kan jy sien, daar's ons update options. Word. Okay, jy hoef nie eens help toe te gaan nie. Jy kan net sê file, account, update options. Okay, en dan kan jy sommer sê update now. Kom ons kyk of daar updates is. Nee? Kom ons kyk of daar updates is. Ja? You can keep using Office while we download in the background. Ons moet dit eintlik met al die rekenaars doen voordat die matrieks eindeksamen skryf. Moet ons al die updates install van al wat 'n ding is. Okay. Wat sê hy daar? Okay. Windows het ook updates, nee? As mens gaan, ek het nou juist vandag vir die matrieks gewys van die Windows updates.
By Windows kan mens ook gaan search vir updates. En dan, hy doen gewone updates en dan het hy klomp optional updates wat meer in diepte is en wat allerlei drivers en goeders ook bevat. Ok, kom ons gaan aan terwyl daai run in die agtergrond. Wie van julle is al van julle sin wat alle ander boodskap gee? Like of myne actually nou iets download, possibly. Ja, is al van julle sin wat gesê het hy is up to date? Het jy nou gesê hy is up to date? Ok, ek gaan nou sien wat sê hy hierso as hy nou klaar gekyk het en gekarring het daar. Die Windows update, jy kan letterlik net in die search bar gaan search. So gaan search gou update. Kom ons doen dit gaan sommer almal saam in die search bar. Onder daar langs Windows, jy klik op die start menu, dan begin jy net tik. Klik op die start menu, dan begin jy letterlik net tik en dan tik jy update. Update en dan gaan jy sien daar's 'n ding wat sê check for updates. En dan kan jy daarso sê, dan behoort hy vir jou hierdie ding op te bring waar jy kan check for updates. Ja, check for updates. Check julle almal vir updates. Dan is hy. Update available. Kom ons update. Jy hoef nie optional updates te doen nie, maar as hy wil update, dan kan hy update. Ons moet gerus dit sommer doen op die ander rekenaars. Ek moet actually neerskryf gou watter het ons dit nou nie opgedoen nie. Ek gaan net na die tyd. Ek sal gou na die periode af neerskryf watter het ons nie gedoen nie. Okay, so dit is hoe mens dit update. Okay. En enige software sal ergens 'n opsie hê onder account of op help gaan 'n opsie hê vir update. Right. Kom ons gaan aan met PowerPoint. Moet ons PowerPoint nou ook update? PowerPoint en Word en Excel behoort alles, dis een deel van een pakket, né? Microsoft Office. So, hy behoort as ek Word geupdate het, behoort hy die ander Office pakkette saam te geupdate het. It's very unlikely that it would be different. Okay, so, meeste van die tyd, as jy aan die internet gekoppel is, gaan hy outomaties kyk en self kyk of daar 'n update is, of daar 'n update beskikbaar is. Right, nou moet ons gou kyk wat is die verskil. Ek het nie vir julle gedemo nie, sorry. Nou moet ons gou kyk wat die verskil is tussen 'n mens noem dit 'n service pack of sien jy? Kyk gou wat sê hy daar vir my. Wag, ek gaan vir julle gou wys. Ja, ek gaan nou vir julle wys. Kyk gou daar. So, hy wys vir julle save your work before continuing, want hy gaan nou my program toemaak sodat hy die update kan complete. So, kom ons sê continue en nou gaan hy my apps, ek het niks oop gehad wat ek nie gesave het nie, ek hoop nie so nie. Ek het nou nie mooi vir hom geluister nie. Please wait while we close your apps. So nou maak hy sommer my apps vir my toe, want ek het dit nie gedoen nie. Ek hoop ek het die Excel register gesave, maar ek kan daarom onthou wie was hier en wie was nie hier nie. Okay, so daar maak hy nou my apps toe. Kom ek vertel julle so lank van die service packs versus die opdaterings. Okay, ek verkies om dit maar te doen in prakties, né? Dit is maar altyd beter om te sien wat mens regtig moet doen. Okay, so service pack versus opdaterings. So 'n service pack in Afrikaans is die regte woord. As jy 'n potlood hierso het, kan jy dit byskryf in jou handboek, want dis daar op bladsy 49. Hulle het net die Engels daar. Dis 'n dienspakket. Dis daar, dis so speech bubble reg bo die aanlyn sagteware. Daar sal staan service pack versus opdaterings. Jy kan daar byskryf net dienspakket in 'n potlood asseblief. Okay? So, 'n dienspakket is nie net 'n versameling van al die opdaterings vir 'n spesifieke tydsperiode nie, maar hy het ook actually nuwe veranderinge in. Okay. Hierdie ene praat nie oor die nuwe veranderinge nie. So jy kan gerus hierso bysit dat daar plus nuwe veranderinge. Dat daar nuwe veranderinge ook ingesluit is in 'n dienspakket. Okay. Oor die algemeen is daar nie meer regtig ding soos 'n dienspakket nie. Hulle noem dit nie altyd meer 'n dienspakket nie, maar Windows se versions is actually maar soos 'n service pack. Hulle noem dit net nie meer 'n service pack nie. Want
daar is deesdae so gereeld updates. Service packs was 'n ding toe almal nie gewone internet access gehad het nie. Wat jy eerder as omdat jy nie heeltyd connected was aan die internet nie, het jy net soos een keer elke 3 maande aan die internet connect en dan het jy jou service pack gekry wat al die vorige updates ingesluit het. So, 'n update of 'n opdatering. Daarso sien jy my bicycle patch. Gaan jy dit onthou? 'n patch. Bicycle patch. Ons patch, een fout, een gaatjie, soos wat die gaatjie oopkom. Soos wat 'n bicycle patch gebruik mens om 'n gaatjie wat in die wiel. Nie dat ek weet nie, want ek het toe ek laas fiets gery het myself baie ernstig beseer. Toe ek vir die eerste keer in 20 jaar probeer fietsry het. In elk geval, jy gebruik dit om 'n gaatjie in die wiel toe te maak, né? Okay. So jy patch dit waar daar 'n foutjie opkom. So 'n opdatering is se Engels is een van die aanvaarbare vertalings is 'n patch. Dis hoekom ek wil hê jy moet die visual in jou kop hê. Dis een klein fix. Okay. Goed. So 'n opdatering staan ook bekend as 'n regstelling en in Engels kan dit ook bekend staan as 'n patch. Alright. Dit word hulle die software check heeltyd vir updates en die updates word oor die algemeen outomaties afgelaai en geïnstal. Maar dit werk nie altyd nie, soos wat julle nou sien, 3/4 van julle rekenaar sê actually daar is 'n update om te install. Alright. Goed. So jy kan daar byskryf, ek dink nie, jy kan daarso, ek weet nie of skryf net by opdateringspatch in die hakie by dat jy dit ook het en 'n regstelling kan jy gerus op byskryf. So skryf regstelling en patch ook daarby. Dis in daai selfde speech bubble, net dat jy die verskillende woorde het vir opdatering kan ook bekend staan as 'n patch of 'n regstelling. Goed, so daar's 2 verskille tussen die twee. 'n Service pack is gigantic, hy's baie groter in size en dit sluit nuwe veranderinge in die software. So die software kan actually changes hê. Goed, Kronje? Sê reg. Right. Daar is vir jou 'n voorbeeld van Windows 10 se eerste version 1507 versus Windows 10 se laaste version 21H2. Rarig. Ja, ek weet nie, hulle modernise dit maar soos wat hulle wil. Soos wat julle kan sien, is meeste van ons rekenaars nog nie op 21H2 nie. Sien jy, ons start menu is nog nie so wit nie. Okay. Daai wit start menu is die grootste indikasie van dat jy op die 21H2 version is. Okay, so daai tradisioneel sou eintlik bekend gestaan het as 'n service pack, want dis 'n baie groot update en dit bevat nuwe features. Okay, maar hulle wil dit nie meer 'n service pack noem nie. So nou noem ons dit nou maar nie meer 'n service pack nie. Right. Goed. Nou kyk ons gaan na aanlyn sagteware. Aanlyn sagteware staan ook baie keer bekend as cloud computing. Okay. Dis een van die sinonieme daarvoor. Nou, sê gou vir my, enige van julle wat 'n gamer is hierso. Of kom ek vra gou vir julle, ek is seker dit al met het dit al met iemand seker al gebeur. Wie van julle het al gesien dat jy dalk 'n foon het wat bietjie outdated is of 'n rekenaar het wat bietjie outdated is, wat jy 'n sekere program of 'n sekere app nie op jou foon kan laai nie. Ja. Wat hy dit nie wil vat nie. Asai, okay. Goed. Dit gebeur want jou foon of jou rekenaar, dankie, is te swak vir die program se vereistes wat hy actually require of wat hy soek van die device af. So jou device is te swak vir die program. Nou ons gaan in die volgende hoofstuk baie meer in detail daaroor leer en hoe mens actually kyk of 'n device sterk genoeg is vir 'n spesifieke program en wat die vergelykings is wat 'n mens alles tref. Maar jy gaan nou sien hoekom ek daaroor praat. Want wanneer 'n mens werk met aanlyn sagteware, is dit nie soveel van 'n issue nie. Want dis nie jou rekenaar wat sterk hoef te wees nie. Okay. So aanlyn sagteware, kom ons gaan daai kant toe. Goed. So, staan ook bekend as cloud computing. Dit staan ook bekend as web apps of web toepassings. Okay.
daai is actually programme, dit is nie programme wat in die cloud, wat is die cloud? Dis nie daai wolkies daar buite nie, okay? Die cloud is bedieners op die internet. Dit is servers, net soos wat ons 'n server het hier langs aan in Juffrou Dan se klas, maar daai servers is via 'n netwerk, soos ons is connected aan hulle via 'n netwerk op die internet. Okay, AJ? Right. So, daarso het ek vir jou 'n voorbeeld van 'n gewone program. Ons programme wat ons hierso gebruik, is 'n geïnstalleerde program. Die program is geïnstalleer op die hard drive disk van hierdie rekenaar. Ons installeer dit een vir een op hierdie rekenaars. Die volgende prentjie, as ek hom oopgemaak kan kry, daar sy, is 'n voorbeeld van 'n webapp. Die webapp is nie geïnstalleer op daai laptop nie. sien jy? Die laptop is net connected aan via die internet aan daai server wat die program run. sien jy? Okay, so sien jy, daai is nou 'n prentjie van 'n server. Lyk dit vir julle soos 'n server darm? Okay, dit lyk soos 'n groot PV computer. Okay, goed. Google gou vir my, julle kan julle rekenaars gebruik, nê? Nee. Gou vir my op Microsoft Edge of op Google Chrome. Search gou vir my. Search gou vir my server, S-E-R-V-E-R, farm, soos in plaas. Server farm. Server farm. En dan kyk jy gou by images, hoe lyk dit? Okay. Dit is waar goed soos Microsoft Office 365 vanaf run. Dis waar dit geïnstalleer is, dis waar al die users se data gehou word. Okay, maar dit gaan nie regtig oor die data wat daar gehou word nie, dit gaan daaroor dat die programme is daarop geïnstalleer en dit is waarvandaan die programme gebruik word. Ons connect net aan daardie via die internet. Yes? Ja? Is ons necessarily in Suid-Afrika? Nee, nie noodwendig nie. Ja. So as ek daarin gaan, al is dit al die goed wat ek delete het, dan gaan ek dit daar kry. Nee, nie noodwendig nie. So files wat jy delete het. Okay, so kom ons sê jy het 'n file gehad op Google Drive of op OneDrive en jy het dit delete. Dit word oor die algemeen vir 60, ek weet nie van OneDrive se reëls nie, maar met Google Drive word dit vir 60 dae in jou bin gehou en daarna word dit eers permanently weggevat. Jy kan obviously jou bin ook gaan delete, maar ons het byvoorbeeld by ons skool 'n policy wat hy, ek dink, kan nie onthou of dit een keer 'n week is of wat ook al nie, wat hy soos 'n flash backup maak, dink ek, van die hele system. Ek kan nie, ek het nie die vaagste middel hoe om dit te access nie, ek het dit opgestel maar vir in case, maar ek het nie 'n idee hoe om dit actually te gebruik nie. Maar daar is supposedly 'n manier wat ek die goed kan weer gaan terugkry as daar goed, critical goed weg is. Nee, so dit word geassosieer met jou username, ja, so kom ons sê daar soos 'n crime wat gepleeg is, hulle gaan jou goed kan kry, yes, maar die persoon wat die tegnikus is wat gaan werk in daai server farm, gaan nie weet met wie se, as hy hierdie hard drive uittrek, wie se goed aan mee werk nie, nee, want dit is net aan die binnekant gesave. Okay. Goed, so ek het net gedink, kom ons kyk gou 'n bietjie daarna, dis goed om visuals te hê om mee te vergelyk. So, die voordele, kom ons kyk terug gaan na die PowerPoint. Die voordele van hierdie tipe sagteware, jy kan net weer op die oogie klik, as hy? Die voordele van hierdie tipe sagteware is, dit is altyd up to date, jy hoef dit nie te update nie, hulle doen die updates vir ons. Okay, jy hoef niks te download of te install nie, hulle doen die installations. Okay, nou moet jy gou vir my kyk in jou handboek. Staan daar, die sagteware neem nie spasie nie, maar daar moet eintlik staan dit neem nie installasie spasie nie. Dis die derde bullet onder die voordele. Jy moet daar bysit installasie spasie. Jy kan nie net sê spasie, jy moet sê wat se spasie. Dit neem nie installasie spasie op jou lokale store media nie.
of jou plaaslik of lokaal, jy kan dit noem wat jy wil. Wat dit beteken is, dit vat nie installasiespasie op die hard drive wat in my rekenaar is nie, dis wat dit beteken. OK, goed, dan, dis wat hulle nou hierso sê, dis nou baie tegnies gesê, maar, dink gou, wat ek nou vir julle gesê het, partykeer kan jou foon nie 'n sekere app install nie, want jou foon is te swak, of jou rekenaar kan nie 'n sekere game run nie, want jou rekenaar is te swak. In hierdie geval, maak dit eintlik nie saak hoe swak jou rekenaar is nie, want dis nie jou rekenaar wat die software run nie, dis daai supercomputers, servers wat dit run, nee? So, daai servers is soveel meer powerful, al wat jy aan jou kant nodig het, is 'n rekenaar met 'n internet connection. Daar gaan jy. Kyk, so jy kan 'n baie swakker rekenaar hê en jy gaan nog steeds die software kan gebruik. So, jy kan daai program gebruik vanaf enige rekenaar of device in the world, solank as wat jy internet access het. Dis belangrik, jy moet internet access hê om dit te kan gebruik. Die nadele daarvan is obviously ook, jy het internet access nodig, jy het nie beheer oor wat hulle doen met jou data nie, as jy nou soos $1 billion idee het, sou ek dit nie daarop gesit het nie. Party van die programme moet jy actually 'n maandelikse fooi betaal, okay? En die programme het nie noodwendig altyd alle fasiliteite nie, ek gaan jou nou dit wys. En as jou internet connection stadig is, kan die program ook lyk asof dit stadig is, want jy connect nou stadig aan die program. Hier is 'n screenshot van hoe die programme lyk, die online versus die offline version. Hier aan die agterkant gaan jy sien is die online version van Word, aan die voorkant is die offline version van Word. Sien jy die online version is soos 'n light version, hy het amper niks nie, en die offline version is soos die full version. OK, goed, ons het gister gesê, dat die online software het 'n baie simplified ribbon, selfs as mens die vol ribbon sien, gaan jy sien, hy het nie al die features, as wat die offline installed version het nie, so dis een van die nadele wat ons mos gister na gekyk het, nee. Een van die nadele was dat hy nie al die fasiliteite het nie, nee, OK, goed. So, een voorbeeld van online software, wat 'n mens nie hoef te installeer op jou foon nie, is iets soos Google Docs. Jy kry ook Google Sheets, jy kry ook Google Forms. Het julle, ek is seker baie van julle moes vir die graad 12's vraelys invul? Ja? Ja, 'n klompie van julle moes vir die graad 12's vir hulle pads 'n vraelys ingevul het wat hulle rondgestuur het. OK, so 'n maand of wat terug. So, julle sal ook julle beurte kry wanneer julle nou by fase 2 trek, dan gaan julle ook dit vir almal rondstuur en vra dat hulle dit moet invul. OK. So, Google het 'n free version van Word, 'n free version van 'n presentation en 'n free version van 'n spreadsheet ook, maar dit werk actually dit werk heel goed. Dis free. Hy kan actually die Microsoft goed ook oopmaak. Hy het amper al dieselfde features, maar dit werk heel wat anders, so baie mense verkies om maar nog steeds Microsoft te gebruik. Veral omdat dit nou maar so internet dependent is, nee. OK, nou kyk ons na 'n ding wat hulle noem blogs of webblogs is die woord. So enige van julle wat iemand ken wat 'n blog het? OK, ja, ek sal nou vir julle sê. OK, yes. Jy kan actually seker kind of Instagram jou eie blog noem. Dit gaan soortgelyke principles hê. OK, so. In die dae toe RTT net begin het, was toe hulle net blogs se definisie en alles oor begin praat het, was blogs hierdie baie tradisionele ding van dis basies soos 'n dagboek wat mense soos hulle sê, dis wat hulle weet soos hulle sal soos 'n the day in the life of. Ek het al actually vir Mike gesê hy moet 'n blog doen. Dit sal baie interessant wees want hulle doen sulke cool missions en goed. Ja? Yes, 'n vlog is 'n videoblog. Yes, so 'n vlogger is 'n videoblogger. Yes. Kyk aan mond. OK. Ja, so julle volg meer vloggers as wat julle 'n blogger noodwendig volg. OK. Maar in vandag se tyd
kry jy nie meer die layout van die ou tradisionele blogs nie. Al hierdie tools bestaan nog, WordPress, Blogger, Squarespace, maar as jy nou hulle gebruik om 'n webwerf mee te maak, lyk dit soos 'n doodnormale webwerf. So ek moes actually gaan Google het, wat is actually die verskil in vandag se day and age tussen 'n blog en 'n webwerf? Want as jy nou gaan search top 10 blogs, byvoorbeeld top 10 technology blogs, dan lyk dit alles soos normale websites. Dis soos CNET en Mashable en sulke tipe stuff. Dis gewone websites. So letterlik wat hulle sê, die groot verskil is tussen 'n blog en 'n website is hoe gereeld dit geupdate word. That's the main difference. 'n Website is baie meer static. Daar's die information. Update dit miskien een keer 'n jaar. En 'n blog is soos 'n daily update of 'n every second of third day update. Okay, dis mos maar basically wat 'n vlogger ook doen, nê? Hulle moet gereeld content post om hulle audience engaged te hou. So dis al dieselfde principles. Right, so, as jy 'n blogger wil wees of 'n vlogger en followers en goeders wil kry, dan is die principles alles dieselfde. Die basic principles is, hou jou blog en jou postings en jou whatever vars en op datums, jy moet heeltyd nuwe goeders post, nê? Jy moet met jou followers of jou readers interact. En jy moet hulle comments actually reply. Nee, dis alles jou gewone as jy nou 'n influencer wil word, né? Okay, dis dieselfde goed as jy actually 'n blog wil doen. As jy 'n suksesvol blog wil hê en 'n webwerf of wat ook al begin, dan is die idee dat jy actually interact met jou audience. Hierdie is nou een van die goed wat nie noodwendig op alles van toepassing is nie. Depending on the type of blog of die type of vlog of wat ook al, kan dit kind of informal gehou word. Maar as dit nou obviously, as jy nou 'n blog doen vir die Queen of England, gaan dit nou nie baie informal wees nie. Dan gaan dit nou obviously baie meer formal wees. So dit hang alles af hoe jy dit doen. As dit nou op 'n website is, moet jy baie van daai design principles gebruik wat ons oor gepraat het. Wat jy opskrifte gebruik en graphics wat dit mooi is in die oog vang en dit regtig vir mense lekker maak om daarna te kyk. Hierdie wat hulle sê, jy moet opinies hê en dit lig, is basically waarop dit net neerkom is, niemand wil 'n blog lees van iemand wat net dieselfde goed sê wat almal sê nie. Nee, hulle wil nou maar iets sien of oor iemand lees wat bietjie iets het wat uitstaan. Okay, goed, en as jy verkieslik, as jy actually iets sê, wat, veral as dit 'n controversial topic of iets is, moet jy actually link na jou sources toe. Jy moet sê, as jy nou sê, hoorie, ek dink dit of dat is waar, ek het gisterand 'n marsmannetjie gesien, dan moet jy 'n foto post, of jy moet 'n link insit en sê, as jy nou dink dit of dat is waar, dan moet jy 'n link insit. Area 51 of wat 41, wat is die ding se naam? Moet jy 'n link insit na wat ook al toe jy oor praat. So link na jou sources toe. Right. Ja? Ek probeer Area 51 is net 'n kamera. Ek dink Area 52 wat die einde is. Oh, okay. Jy kan my later alles vertel daaroor. Goed. So, die voordele oor blogs is dat dit 'n lekker plek is en 'n lekker manier is waarmee mense idees kan uitruil, jy kan feedback kry en dieselfde hierdie goed geld alles ook vir enige van jou social media profiles, né, waar jy bietjie waar jy soos 'n following of 'n page of 'n something kan begin bou. Jy kan idees uitruil, jy kan jou feedback kry, jy kan dit gebruik vir personal use of vir 'n besigheid, vir advertensie en vir bemarking. Jy kan dit gebruik vir 'n hulpforum, dis nogal 'n nice ding, waar mense actually wat dieselfde similar interests het, almal actually saam kan gesels op 'n spesifieke website of op 'n spesifieke plek, en 'n mens kan dit baie keer gebruik vir social change. Ek weet nie of julle enigsins in touch is met sulke goed nie, maar daar's al 'n paar bewegings gewees. Ons sal in matriek bietjie meer daarna kyk, wat ons kyk na die amper soos die history van die power of social media, waar social media se usage en goed soos blogs letterlik veroorsaak het daar soos governments ge-overthrow is. Wat daar 'n paar mense gesê het, genoeg is genoeg, nou gaan ek hier begin post, my voice will be heard, en dan begin dit 'n following kry, and it just takes flame, en dan vat dit oor, dan veroorsaak dit sulke uprisings dat letterlik hele governments ge-overthrow word.
Yes. Ek weet nie, maar daar's baie mense sê wat sê dit bou, it's not gonna take forever. Okay, goed, so die groot ding daarvan is, dit gee ook vir ons vryheid van spraak. In 'n land soos ons vat ons freedom of expression so for granted, né? Jy weet in 'n land soos Noord-Korea, word jou letterlik, dit is verskriklik graphic en horrible, jou kop word afgekap as jy 'n Hollywood movie kyk. As hulle jou vang met 'n Hollywood movie, met 'n DVD. Soos American movie, no jokes. They kill you. They execute you. Okay, never mind om goed te sê teen die government. Dis absurd. Okay, goed, daar is baie sites waar mens hierdie goed kan verniet begin. WordPress, Blogger, dis jou blogs wat free is. Jy kan obviously ook op 'n plek soos YouTube vlogs begin wat free is. Die nadele daarvan is, dit is actually baie intensive om dit heeltyd te moet update. Okay. Om heeltyd jou readers te engage en hulle interest te behou. As iemand wat 'n YouTube channel het, moet ek julle sê, dis nog baie mense sê vir my, hoekom post jy nie meer, hoekom doen jy nie meer Engels, hoekom is vang jy goed in Afrikaans en vang jy goed in Engels, as ek net soos, get over it, use what I've got, stop moaning. Okay, die antwoorde wat 'n mens kry op blogs is baie keer net waardeloos, so jy kan nie noodwendig omdat iets op 'n blog is dit vertrou nie, jy moet dit asseblief onthou. As julle research nou doen vir die pads, ek dink môre soek ek my antwoorde, wat gaan julle vat, né? Julle al bietjie, ek het mos gesê hier teen Woensdag se kant. Né? Ja? As julle enige van die video's oopmaak, die naam is net letterlik Computer Applications Technology. Ja. Hy het so pink perserige icon. Okay. Aanhoudende vertoon van website, van advertensies, as jy free accounts het, as jy 'n free ding gebruik soos WordPress of Blogger, dan gaan jou website advertensies op hê. Want dan is dit hoe jy betaal vir jou website, deur advertensies te wys. Okay. Goed. En in 'n blog website wys die content gewoonlik die nuutste content bo en die ouer content onder, of die ouer content word net so ge-archive en dit word so ver weggesit dat mens actually sukkel om die ouer content te kry. Dis ook een van die kenmerkende goed van 'n website versus 'n blog. 'n Blog se goeder sien jy half net omtrent hierdie jaar se goed. As jy gaan na die website toe. Waar as jy gaan na 'n tradisionele website toe, dan sal hulle half spesialiseer in 'n paar baie spesifieke topics and that's all they have. Dis nie so overwhelming hoeveelheid inligting wat klomp goeders is en die nuwe goed is eerste nie. Okay. Nou is ons klaar met hierdie tipe sagte ware en wat 'n mens online en offline alles kry. Nou kyk ons gou na die software wat 'n mens kry vir mense met fisiese gestremdhede. Okay. Onthou julle toe ons laas gepraat het oor goeders oor gestremdhede, dat ek vir julle gesê het wat jy nou oplet is. Eerstens praat hulle van hardware of software. Tweedens praat hulle van input of output. En derdens watter tipe gestremdheid. Okay, altyd belangrik. So, nou praat ons spesifiek van software en ons gaan kyk of ons praat oor input of output. Alright, so, jou operating system, dis nou Windows, jou bedryfstelsel, het 'n klomp settings. Daar's settings wat 'n mens kan stel en daar is add-ons. Nutsprogramme is soos klein ekstra programmetjies wat 'n mens kan run om 'n rekenaar meer toeganklik vir gestremde mense te maak. Toeganklik beteken letterlik maar net die feit dat hulle dan ook 'n rekenaar kan gebruik. Okay. Anderste kan iemand wat nie goed kan sien nie of wie se hande nie normaal werk nie of wat byvoorbeeld vreeslik erg artritis het of so iets, kan dan nie 'n rekenaar so lekker gebruik nie. Nee, goed, so dit gaan oor die toegang vir mense met gestremdhede. Okay, so ease of access is die afdeling in die operating system waar mens al hierdie goedjies kry en die Afrikaanse woord vir dit is toeganklikheid. Toeganklikheidsinstellings. So as hulle in 'n vraestel vra watter toeganklikheidsinstellings is daar, dan is dit waarvan hulle praat, die ease of access settings. Okay.
Goed, so mens kan 'n area op 'n skerm vergroot. Jy kan die magnifier gebruik. Ons gaan nou al hierdie goedjies uittoets as ons vinnig genoeg klaarmaak. So. Ons kan narration aansit. Jy kan die cursor van die muis groter maak. Julle het mos al gesien, my cursor is so groot, né? As ek vir julle verduidelik. Jy kan die contrast baie meer maak as jy actually sukkel om te lees. Jy kan visuele notas laat wys in plaas van klanke as jy iemand is wat nie kan hoor nie. Okay, wat doen iemand wat YouTube kyk wat nie kan hoor nie? Wat moet hulle aansit? Okay, wat noem mens dit? Wat noem mens daai opsie? Wat is die actual naam? Closed captions, dis sy. Okay? En dit word outomaties gegenerate by the way. As jy 'n YouTube creator is, kan jy manually dit gaan intik wat die regte woorde is as jy jou verkeerd verstaan en jy kan ander tale ook laai, maar YouTube het 'n auto-generated ene ook wat hy self uitfigure wat jy sê volgens Engels. Okay, dan is daar features wat hulle noem sticky keys. In die handboek staan daar slow keys. Dit is verander in Windows 10 na filter keys toe. So op bladsy 51 as jy 'n handboekie het, dis die tweede laaste bullet daar in die middel. Daar staan sticky keys en slow keys. Okay. Nou sticky keys is nie wanneer daar Coke op die keyboard uitgeval het en die keys is sticky nie. Okay, dis nie wat sticky keys is nie. Sticky keys beteken, dit is byvoorbeeld vir iemand wat, kom ons sê, net een hand het. Wat as hulle die shortcut Ctrl Alt Delete moet druk? Okay. Goed. Nee. So, wat 'n mens dan doen is dan sit hulle sticky keys aan. Dan onthou die rekenaar wat die knoppies is wat hulle gedruk het vir 'n paar sekondes. Asof hulle dit saam druk. So hy hou aan stick in die memory. Okay, dis wat sticky keys is. Right. Filter keys of slow keys, as ek dit reg verstaan, ek het dit nog nie regtig persoonlik uitgetoets nie, het te doen daarmee dat as iemand per ongeluk, as hulle soos 'n tipe vibration of soos baie bewerasies het, en hulle tik byvoorbeeld 'n letter 2 of 3 keer, dat hy nie repetitions optel nie, dat hy hom net een keer gaan lees. Okay, so sulke tipe goedjies. Ons gaan nou 'n bietjie kyk deur daai opsies wat daar alles is. Dan kry jy voice recognition, stemherkenning, sodat jy die rekenaar kan beheer met jou stem. En jy kan actually text dictate, né? So, nie net, soos wat ons het al, ek seker julle het almal al gespeel met Alexa en Google en goedjies op jou foon, maar jy kan dit actually doen op jou rekenaar ook, en jy kan dit even doen in Afrikaans, op goed soos Google Docs. Nie of julle dit al gesien het nie. Ek sal dit nou vir julle wys. Okay, so daar's net 'n screenshot van die sticky keys, toggle keys en filter keys. Sticky keys is dan nou die sleutelkortpaaie, so sleutelbordkortpaaie, jou shortcuts of hoofletters. Ek weet julle doen almal caps as jy 'n enkel hoofletter moet druk. Ja nee, wat? Savages wat dit doen. Hy sê, wie doen dit? Ek weet 3/4 van julle druk net caps lock om dan 'n enkel hoofletter te gaan maak, maar die regte manier is om shift in te hou terwyl jy die enkel hoofletter maak. So iemand wat dan nou nie die beheer het om dit te kan doen nie, kan ook sticky keys aansit vir daai selfde rede. Okay. Slow keys of filter keys is dan nou die regte woord. Daar's actually soos 'n pause tussen die druk van 'n key en die vertoon van die letter op die skerm, of hy ignore die repeated keystrokes. Okay, dankie. As die goeders wat saam met die operating system nie goed genoeg is vir jou nie, dan kry jy ook maatskappye wat gespesialiseerde sagteware ontwerp vir hierdie tipe gestremdhede. Okay, so mens kry byvoorbeeld veral voice recognition programme wat beter is as die goed wat ingebou is saam met Windows, wat bietjie meer aksente akkommodeer. So ek weet daar's baie mense wat 'n sterk Afrikaanse Engelse aksent het, wat nie regkom met Google se voice recognition nie. Daar's altyd hierdie grappie advertensies soos daar's sulke 3 Skotsmanne wat in 'n
wat noem jy goed, in 'n elevator vassit en hulle soos go to floor 3 of wat ook al, ek kan nie die aksent namaak nie. En dan sit hulle vas van die ding, bly hulle misverstaan, okay? Sulke goed. So wat 'n mens kry is jy kry hierdie sagte ware, kan gaan vir jou verduidelik. Soos gou. Hierdie software koop 'n mens, dis redelik duur, maar as jy die software koop, dan kom dit saam met soos 'n hele chapter van 'n boek omtrent wat jy moet lees vir die software oor 'n mikrofoon sodat dit dan kan leer wat is jou uitspraak. So dan wys dit vir jou dis wat jy nou moet lees. Dit vat nogal lank, is 'n paar ure se training wat jy dan basically die software train wat is jou uitspraak van woorde. Maar daarna is daai software perfectly on point en jy kan enigiets vir die ding sê en dan tik hy perfek wat jy actually gesê het. Right, so mense wat dit gaan doen vir hulle beroep, byvoorbeeld 'n prokureur of iemand, om as hulle nie noodwendige sekretaresse kan bekostig nie, of hulle wil met minder mense kan wegkom of sulke goed, dan sal hulle eerder 'n halwe dag vat of 'n dag vat, die software koop, nou maar sit en vir 'n dag lank vir die rekenaar 'n storie lees en die software oplei en daarna gaan daai software die tikwerk amper perfek kan doen. Hy gaan nou net nie punte en kommas en goed noodwendig oral kan insit waar hy moet nie, maar besides that, behoort hy al die woorde baie goed te kan recognize. So dis baie goed. Okay, een van die ander programme wat 'n mens kry is camera tracking. So, ek weet nie of julle onthou nie, hy is nou al so 'n paar jaar oorlede, Stephen Hawking. Onthou julle Stephen Hawking? Dit is daai scientist wat in 'n rolstoel was, hy is nou al oorlede. Hy het, ek dink, MS gehad, wat hy kon pretty much glad nie meer beweeg nie en hy kon ook nie praat nie. So hy het so 'n masjienkie gehad wat vir hom gepraat het. Hy was baie keer in the Big Bang Theory. Hy het 'n paar keer actually appear in the Big Bang Theory. En die manier hoe hulle sy software gekry het om te werk, hy het actually baie van die software help develop. Verskriklike slim man gewees. Is actually met camera tracking, met eye tracking. So dit werk met 'n vorm van 'n webcam en dan kyk hy, so die webcam tel op waar hy kyk op die skerm en dan is dit soos 'n advanced version van predictive text. Okay? So in plaas van jou gewone predictive text wat net 3 woordjies wys bo jou keyboard, wys daai ding vir hom 15 woorde op die skerm en die kamera kan optel na watter woord toe hy kyk. En dan kies hy daai woord, wat ook al hy volgende na toe kyk. En as daar dan nie 'n woord is nie, kan hy kyk na die keyboard toe, en dan kan hy self die woord tik, en soos wat hy hom begin tik, suggest hy die woord, en dan kies hy die woord wat hy wil sê, en dan kan hy verder praat. Okay, so dit is hoe die camera tracking software werk, wat kyk, wat sê jy, wat kyk waantoe jy kyk, en dan praat dit actually. Goed. Maar imagine nou, jy stel camera tracking voor vir iemand wat blind is in 'n vraestel. That's quite insensitive. So lees mooi asseblief wat se gestremdheid die mense het. Dis nie mooi om nie mooi te kyk nie. Alright, daar's ook 'n software wat wys vir mense wat gestremdheid het met baie swak vision, wat jy die skerm baie groot kan vergroot, dan kan jy mooi sien wat aangaan op die skerm. Dis ook 'n spesiale software, Magic Screen software. Right, daar's ons nou klaar met die hoofstuk. Ek wil nou hê, julle kan of kyk, ek gaan van die goedjies wys, of julle kan dit self bietjie uittoets. So ek sal dit vir jou in 'n window wys, en dan kan jy saam met my kyk, of jy kan dit self probeer, of saam met my probeer. So jy kan gaan search in jou Windows menu vir ease, E-A-S-E, en dan gaan jy sien, kom daar 'n dingetjie op wat sê ease of access. Of jy kan right-click op die Windows icon, en dan gaan jy na settings toe, en dan kan jy daarso gaan kyk, daar's so 'n opsie wat sê ease of access. Dan is daar 'n klomp ease of access settings. Okay. Die make the text bigger, gaan hy die teks in jou operating system all over groter maak, so as jy swak sig het. So jy sal sien, die boonste afdeling gaan alles oor as jy swak sig het, wat 'n mens daar kan doen. Right? Color filters, ek gaan gou dit vir jou wys, moet asseblief, of die high contrast, moet asseblief nie dit op jou rekenaar stel nie, maar kyk gou by myne. Dis hoe I like. It's gonna happen any second. Kom, vat hy lang. Okay.
Wag, ek gaan nou kom. Hierso kom hy. Ag, daar kom hy. Okay, hierso, kyk hoe lyk my Word nou. Okay. Dit lyk nogal hektiek, of weet is my PowerPoint. Dit lyk baie wack, maar vir iemand wat swak sien, soos wat my pa altyd swak gesien het hierdie baie gehelp as jy regtig sukkel om te kan sien. Okay, so high contrast en hierso kan jy verskillende goed sien. By the way, hier is 'n opsie vir kleurblindheid. Julle wat colorblind is, né? Jy kan kies, daar's 'n opsie vir die verskillende colorblindness. So hierso by color filters gaan jy sien is daar actually opsies vir color blindness ook. Is jy red, green of red of blue, yellow, wat se color blindness het jy? Hierso is vir hearing, as jy closed captions wil aansit. Hierso is interaction, speech, waar jy kan speech recognition aansit, waar jy kan talk instead of type. Ek moet sê, hierdie is nogal moeilik. Ek het dit al probeer leer, AJ, kom nou. Ek het dit al probeer leer, hoe om die rekenaar te beheer deur te praat, eerder as om te tik. Maar jy moet actually die commands ken. Dis nie net soos jy kan net praat soos wat jy wil nie. Daar's actually soos baie spesifieke keywords wat jy moet sê. So jy moet so 'n lysie download en dit memorize of dit by jou hê om te onthou wat is die regte commands om die start menu oop te maak of sekere aksies uit te voer. Okay, keyboard, hierso kan ek sê use your device without a physical keyboard, hierso sticky keys, filter keys. Goed, jy kan daai goedjies bietjie kyk. Eye control, daar's 'n opsie supported eye tracking device, so jy kan dit nie doen met enige een nie. Ek wil gou vir jou wys hoe werk narrator. Okay, check gou hierso vir narrator, né? Thumbnail narrator dialog. Okay, button, alt and O, heads up. Narrator. Ja, okay, wag, wil nie eintlik turn off nie. Setting narrator dialog. Okay, button, alt and O, heads up. Narrator keyboard changing. Setting narrator heading level 1. Exiting narrator. Okay, wag. Goed, so lekker gespeel. Ek wou net vir julle gewys het wat jy hier alles kan doen met die narrator. Okay. En magnifier. Check gou die magnifier, né? Met die magnifier. Dit kan ek net vir julle sê, voordat ons Wyan gehad het ek met magnifier geteach op die projector. Dis letterlik, ek het alles so verduidelik, dan het ek gaan sê, kyk daar, dis hoe mens hierdie doen, dis hoe mens daai doen, dat almal kan sien op die bord, want dit was te klein om alles te sien.